Julle, dis nou, ek gaan nou begin met video's, om ons sessies te laat aangaan, maar ek het gedink dat ek wou dit al eintlik lankal doen, dat ek net ietsie vertel oor ek wil dit nie siekte noem nie. Ek weet ek is genees daarvan, maar die toestand wat ek het, die kroniese uitputting, of ek wil bietjie vir julle daarvan vertel, en eintlik dat julle kan verstaan hoekom ek is soos ek is en funksioneer soos ek funksioneer op hierdie stadium. En begrip hê vir as dit nie goed gaan nie. Want ek weier net bloot om myself in 'n blik te druk en die wrange vrugte daarvan te moet pluk aan later. So ek moet myself verskriklik goed monitor wat my energie betref. Nou goed, energie, ek gaan nou net so 'n dingetjie vir julle gee. Energie is soos 'n battery. Jou energie is soos 'n battery en elke aand herlaai jy en dan word die batterytjie weer lekker vol. En as jy oggend opstaan, dis hoe dit normaalweg werk, het jy 'n lekker vol battery wat vir jou in staat stel om 'n klomp dinge te kan doen. En van hulle vat min energie, van hulle vat baie energie. Julle gaan nou sien op die diagrammetjie, dit wat baie lae energie vat is om te slaap of om te rus, te herstel. Dis die vlakkie wat jy nou weer teruglaai na jou battery toe. En deel van lae vlak energie is iets soos net tandeborsel of koffie maak of broodjie smeer of iets, dis baie laag. Dan kom jy met jou normale energie en daar's ook 'n laer vlak van gewone kos maak of werk toe ry in die kar, lae stres, lae energie. Klompie goedjies wat jy daar kan doen. Boek lees, TV kyk, dit vat nie baie energie nie. En dan jou normale werk wat vir jou vereis word, as jy daarmee gaan besig raak, vat dit nog meer energie. So as ek nou sê, kom ons werk met klein lepeltjies suiker wat energie gee. Om te slaap het ek regtig nie eintlik 'n lepeltjie eers nodig nie. My liggaam gebruik baie min, maar hy produseer. Om koffie te maak, dalk 'n halwe lepeltjie. Maar as dit nou kom by jou normale werk, dan gebruik jy so 2 of 3 teelepeltjies per uur van jou energie. So dit vat baie meer energie. En dan kom jy nou by jou hoër vlakke, die stresvlakke, waar jy begin hardloop oefen of soos 'n marathon hardloop, of as mens nou kyk na al die groot dinge wat stres veroorsaak, om te trek, om deur 'n egskeiding te gaan, om jou werk te verloor, om werk te verander. Dis baie hoë stres en dit vat baie energie. So dit is die goeders, daar's 'n lang lys van wat is die topgoed in 'n mens se lewe wat stres veroorsaak en wat op die ouene jou depleted maak, jou heeltemal leeg maak van alle energie. Huweliksstres, beklei, slegte goed wat by die werk gebeur. Dis hoë stres, vat baie energie. Nou goed, vir 'n normale mens het jy genoeg energie om daar deur te gaan. Ek meen, as ek nou vir julle vertel hoe ek as student gefunksioneer, eintlik reg deur my lewe, ek was 'n energiebol. Dit was net, ek het net beweeg. Selfs op universiteit ook. As ek 3 ure die klas uitkom, dan het ek fiets gevat en vir 'n uur 40 km gaan ry, teruggekom, hardloopskoene aangetrek en dan vir 'n uur gaan hardloop. 10 km omtrent, 10 km gaan hardloop. Lekker, nie 'n vreeslike ernstige drafie nie, maar daarom 'n lekker ritme. Partykeer bietjie meer. En dan sit 5 uur, dan begin ek werk in die gym en dan werk ek tot 7 uur half 8 uur. En dan sit in die gym werk. En as ek dan terugkom by die koshuis of by die woonstel, dan het ek geëet en 'n bietjie gerus en dan het my energie alweer opgelaai. En dan het ek genoeg energie om te studeer tot 12 uur, 1 uur se kant. Gaan slaap ek, volgende oggend is my battery vol. En toe ek begin werk het met Diensjaar vir Christus die 2de jaar, 1994, in die begin van die jaar kry ek klierkoors. En dit was vir my 'n verskriklike ding. Want jy het nog ewe skielik energie en net so is daai energie weg. En jy kan niks doen nie. So dit was die klierkoors wat ek toe gekry het. En dit was egte 6 weke, dit was in ons opleidingstyd vir diensjaar, so die hele bonding met my span, ja, dit was maar moeilik geweest, want ek kon nie daar wees nie. Nou, ja,
ek het gelukkig 6 weke, toe was ek weer gesond. Ek het agtergekom, emosioneel is ek meer onstabiel en meer kwaai. Dis maar 'n klomp neeweffekte van hierdie ding. En van daar af het ek so elke tweede jaar dalk 'n terugflits gekry van klierkoors, want die ding, die Epstein-Barr virus gaan nooit uit jou liggaam uit nie, hy's altyd daar, en as die regte omstandighede is, dan kom hy weer terug. So ek het nou maar gewoond geraak aan keelseer, 1 keer 'n jaar, keelseer, jou kliere wat opswel en verskriklik seer is, hierdie verskriklike moegheid. Nou dit het aangegaan, hoë energie nog steeds. As ek werk, dan werk ek. Ek het later saam met 'n klomp Amerikaners gewerk met Willow Creek 2000 tot 2005. En hulle energievlakke, hulle werksetiek is verskriklik hoog. So dis way baie energie. En ek kon byhou, maar ek het agtergekom. Ek begin swaar kry. Ek eers gedink is depressie, ek het begin met antidepressante gebruik. En daarna nog so 'n paar jaar eintlik goed gefunksioneer tot ek by Florana begin werk het. En daar was ek toe later na so 2-3 jaar 'n klomp ander stres. So van 2011 af het ek agtergekom, ja, ek sukkel. Maar ek dryf myself en ek sê net vir myself, kom aan Wynand, dis nie nou tyd vir gaan lê nie. Dis nie nou tyd om lui te raak nie. Ja, ek sê vir myself, ek ken jou nie so nie. Jy's mos hoë energie. So toe is ek nou 48 se kant. En toe begin hierdie ding my beetpak en ek het net al hoe minder gedoen. Al hoe sieker, kort is ek siek, dis soos klierkoors, dat ek niks kan doen nie. Ek sukkel om te preek, ek sukkel om te praat, net verskriklike pyne en ek begin van die een dokter na die ander dokter gaan, kry niks uitgevind nie. Almal sê net vir my, daar's niks fout wat hulle kan kry nie. Daar's niks fout met jou nie. Dis in jou kop. Soos my familie het vir my gesê, dis net in jou kop. Daar's niks fout nie. So ek moet net werk aan my kop. En ek het baie hard gewerk aan my kop. En my kop reg gekry, maar my lyf het ek nie reg gekry nie. En op die einde toe kom ek by dokter van Duren uit. Wat toe vir my diagnoseer met fibromyalgie, wat pyne in die gewrigte is, en ontsteking in die gewrigte, wat pyn veroorsaak, en dan nou hierdie verskriklike moegheid. Maar sy sê toe vir my, dit is nie, sy ken haar pasiënte, wat op die ouene gediagnoseer word met fibromyalgie. Dis nie net dit nie, ek moet verder gaan soek. Sy noem 'n naam wat ek toe nou nie ken nie, ME. Sy sê sy vermoed dis dit, maar ek moet van verder soek. Ek het geen idee wat dit is nie. Raak net al hoe swakker, daar's niks wat mens kan doen aan hierdie toestand nie. En op 'n stadium toe kom ek by iemand wat vir my 'n boek gee. The Disease They Called Fatigue. Geskryf deur Dr. Jardin, sy vrou, wat hier Rodepoort se kant toe is. En haar pa het baie navorsing gedoen. En op die ouene uitgekom by 'n toets wat hulle doen, om te sien, en dis in Frankryk, wat is hierdie fatigue ding? En hulle het 'n virus geïdentifiseer. Ek is toe op die ouene na toe, ek het 'n afspraak gemaak. Duisende rande se toetse, sy toets als. Epstein-Barr is positief. En toe nou die Rickettsia virus, daar's 3 strands van die virus, ek het 2 van hulle. En daar's nog ander, wat ek nou nie presies kan onthou watter koksakkie dink ek, nog 'n klompie virusse. Maar as daar 'n kombinasie is van hierdie klomp virusse, dan is al die rigtingwysers in die rigting van kroniese uitputtingssyndroom. CFS, Chronic Fatigue Syndrome, of ME, Myalgic Enfimyelitis. As jy daai naam kan uitspreek, dan het jy nie hierdie siekte nie. As jy hom nie kan uitspreek nie, dan staan nie 'n goeie kans om gediagnoseer te word. Enfimyelitis, whatever. Sy toets toe en sy sê nee, dit is die ding. Nou in die tussentyd het my gewig skerp toegeneem, geen rede nie, van 80 na 92 kg en ek kry dit nie af nie. En sy sê, dit is in die boek, staan dit ook. Gewig, probleme wat jy nie kan beheer nie.
En dan, Mariet lees die ding in die boek raak van 'n grys gelaat wat jy kry. En ek kon dit nie self raak sien nie, maar sy het dit onmiddellik. Sy sê ja, maar dit is presies wat sy sien. Sy weet nie wat dit is nie. Dis nie bleek nie. Maar okay, toe het ek nou regtig al die simptome en ek moes toe nou deur 'n 6 maande siklus gaan om boek te hou van al my simptome. Ek het 'n hele ding gehad wat ek moet merk elke dag en ek het toe nou later sommer 'n spreadsheet gemaak met my gemoed, met my fisiese, al die goeters wat daar is, my hartklop, 'n bloeddruk, al die goedjies op, wat mense regtig kon mooi grafieke teken. En na 6 maande, as mens dit nou het, dan kan jy gediagnoseer word met CFS. En die slegte nuus is, kan nie eintlik veel doen daaraan nie. Dis 'n siekte wat jou totaal en al aan bande lê. Ek dink daar's net 5% van mense wat gediagnoseer word aan die siekte wat ooit 'n normale lewe het daarna. Eerste 7 jaar sê hulle is baie erg, is die ergste. Baie mense is totaal en al bedleend. Ek was nie heeltemal daar nie, maar ek was naby aan daar. Ek was baie daar in die van 2013 af 14 af. Was dit weke dat ek net nie kon opstaan nie. Ek het net geen energie gehad nie. So om van daai vlak van energie te beweeg na net niks was vir my sleg. Dit was rof. En dit het vir jare aangehou. Ek is as gevolg van die feit dat ek nou te siek is om te werk. Ek het teruggekom na 3 maande se siek verlof by die werk en wel binne 'n uur was ek geretrench. Papiere was alles gereed. Hulle het al die goeders uitgewerk, vir my mooi verduidelik. Dat ek nie in staat is om te werk nie en dat ek ook nie in staat is om die feit te kan hanteer binne die kollega kring oor wie se werk gaan gesny word nie. En die gevolg is dat ek is eintlik nou maar aangewys as die een wat in elk geval nou siek is, wat nie kan fight vir my job nie. So my job gaan maar gaan. So binne 'n uur is ek toe nou afgedank of geretrench. My pos is gevries. Terug by die huis sonder salaris en sonder energie, kan nie werk nie. Jo ouens, dit was nie in 2014. En 15, 16, 17, nog 3 jaar daarna was ek regtig net te siek om te werk. So ons het agteruit gegaan teen 'n rasseskrede. Ja, nie bietjie beter geword. Die Dr. Jardin het 'n verskriklike strawwe terapie wat sy vir jou 2 antibiotikas en 'n antivirale medikasie gee gelyktydig vir 'n week lank, hoë dosisse. Jou liggaam is totaal en al soos 'n mop opgevee na 'n week. Dan het jy 3 weke om te herstel en dan is dit weer so. So dit vat 2,5 weke net om uit die ding uit te kom. Dan het jy so 'n halwe week wat jy net kan asemhaal en dan vang die ding jou weer. Ek het vir 10 maande, 11 maande daarmee kon volhou en ek kon dit fisies net nie meer doen nie, finansiëel ook nie. Toe het ek dit gestop want dit het eintlik glad nie 'n verskil gemaak nie aan my gewig nie, niks nie. So ek het in hierdie siekte toestand, ek het net maar gewoond geraak. Klomp vriende begin kry wat dieselfde siekte het, wat ons mekaar kon half bemoedig en moet inpraat en van die ouens wat nou al baie jare daarmee te doen het, wat raad gee oor hoe jy dinge kan hanteer. Baie opgelees, maar jy het veral een van die dinge is ek lees en dit maak nie sin nie, die lettertjies sweef voor jou. Jy kan nie sin maak nie. So sy lees vir my en probeer vir my in eenvoudige taal verduidelik wat lees sy, hoe sien sy die siekte. So, joh, as ek nou kan sê, ondersteuning van Mariet af was dit fenomenaal. Dr. Koen was die enigste dokter in ons area wat enigstens iets verstaan het van die siekte. Daar was geen ander dokters wat in ons omgewing verstaan het van die siekte nie. So, volgens hulle was ek nie siek nie en was dit maar net in my kop. Maar nou ja, in 2017 het ek weer met lewensverryking seminare begin help.
na 'n klompie jare wat ek dit glad nie kon doen nie. 2017 het ek doen 'n seminaar, ek doen 'n lesing 'n dag, 3/4 uur en dan gaan ek, dan se ek puist. Nou, ek kan my energie op 'n manier bymekaar maak en goed perform. Ek kan goed oorkom. Soos nou ook, ek probeer oorkom, ek dalk 'n bietjie nie heeltemal op die vlak nie, maar ek kan praat en ek kan my gedagtes bymekaar hou en ek kan ek kan soos 'n video maak. As die video klaar is, dan lê ek soos vir 'n uur, 2 ure, tot ek weer energie opgebou het. Einde 2017 het ek 'n seminaar aangebied en na die tyd het iemand vir my gesê, hy het beleef terwyl ek besig was om te praat, het die Here my aangeraak en my genees. En ek het my nie eintlik daaraan gestudeer nie. Almal, baie mense bid. Ek bid ook. Ek weet dat iewers sal daar 'n deurbraak kom. Maar daar kom toe 'n deurbraak. En 'n maand later toe besef ek, joh, my pyn is weg. Gewrigte is meer hanteerbaar. Swelling is weg. Ek kan makliker dink, ek het meer energie, my gewig begin val. En ek begin te besef, joh, hier het iets gebeur. En na 6 maande moes ek regtig erken, die Here het my aangeraak. Dit was na 7 jaar wat ek hierdie siekte gehad het, waarvan 5 jaar baie ernstig was, maar die Here het my aangeraak. En herstel. En dis hoekom ek van daar af het ek nou vir 'n jaar, 2 jaar nie eers klierkoors teruggekry nie. Hierso van na COVID, 2021 af het ek weer klierkoors begin kry. 2024, 23, 24 het ek weer begin agterkom. Ek raak weer moeg. Ek moet baie mooi my energie beheer. Ek moes leer om aan te pas met minder energie. Alhoewel ek gesond was, vry van simptome, het die energievlakke wat ek kon gebruik, was dit nog laag. My limits was heelwat hoër, so ek kon meer doen, maar dit het baie meer en dit het eintlik met ouderdom ook te doen. Dis nie sommer net met die siekte nie. Ek is nou nader aan 60 gekom, nou 60 geword. So ek moet nou dit bereken ook. Ek is nou ouer ook. Ek het minder energie. Dis nie alles net die siekte nie. Maar wat ek die afgelope paar maande agterkom is, joh, weet jy, dit is 'n geveg. As ek in moeilike omstandighede kom, in stresvolle omstandighede, dan vreet dit energie, en as ek niks meer energie oor het nie, en ek is in 'n situasie soos preek, wat ek net noodgedwonge moet aangaan, dan breek ek in reserves in, wat ek eintlik al weet, as ek in daardie reserves gaan inbreek, dan gaan ek crash, en dan val jou vlakke, jou weerstandsvlakke ook, en dan begin jy weer van vooraf, energie opbou, en stadig maar seker die hoeveelheid wat jy daar met daai energie kan doen, moet weer opgebou word. So dit gaan verskriklik stadig in die begin. Nou, hoekom ek gedink het om dit te noem, is ek het Vrydag, Saterdag en Sondag, was ek permanent binne sulke situasies, met die koffieverkope. Dinge wat jou trigger, is hoë lawaai, sterk lig, vreeslik besig, stres. Nou met die koffieverkope was ons nie buite in ons waantjie nie, wat dit altyd stil is en rustig is. Dit was in die saal met hierdie verskriklike lawaai en my energie het geplummet, soos net so. Dis hierdie geraas drein jou. Die stres van die werk, die koffiemasjien wat nie reg werk nie, hierdie lang toue, mense wat ongeduldig is, dit het my so gestres dat ek het later omtrent nie meer kon hanteer nie. Ek het gedog ek gaan weghardloop. Of net omval. Ek dink ek sou nie eens kon weghardloop, ek sou net omval. Maar nou ja, dis hoe dit gegaan het. Saterdag, gelukkig, ek en Marie sê vir mekaar, gelukkig het die masjien nou regtig gebreek hier by 11 uur se kant. Want toe kon ons nie verder verkoop nie. En as ons nou verder sou verkoop het, sou ek myself regtig baie skade aangedoen het. Ek sou dalk nog die disipelskool kon doen, maar ek is eintlik baie dankbaar ons het dit nie gedoen nie, want ek sou sukkel met woorde. Maandag, eintlik die res van Sondag en Maandag en Dinsdag. Maandag was ek en Mariet soos in die hele dag in die bed. Ons het nie eens probeer opstaan. Ja, ons het opgestaan, maar nie eens iets probeer doen nie.
Dis ons was net ons het gecrash. Dinsdag ook, vandag is Woensdag. Ek het gisteraand gevoel ek begin al beter voel. Gisteraand weer vroeg gaan slaap en vanoggend toe ek opstaan, toe voel ek gaan 'n video gedoen kan kry vandag. So ek is dankbaar vir die energie. Maar ek noem dit sodat julle kan verstaan, daar's baie mense met hierdie siekte. En dit is nie in jou kop nie. Ek meen die swelling aan my kop kan dit nie veroorsaak nie. Dalk is dit 'n funksie in my kop van soos lupus wat jou kop vir jou liggaam sê om self aan te val. Dis dalk hoe dit is. Maar dis nie in my kop soos in beheerde goed wat ek kan beheer nie. Dis regtig buite my beheer. Ek weet ek is onder die genade van die Here. Ek weet ek onder sy genesing. En ek weet dat die Here van my vra om verantwoordelik te lewe met my energie. So as dit kom dat ek op 'n baie laat kennisgewing moet sê, sorry ouens, ek kan nie. Dan is dit nie omdat ek lui is nie. Dis nie omdat ek een of ander prioriteit gou opgedoen het en iets anders moet gaan doen nie, is omdat ek niks kan doen nie. As julle my sien, gewoonlik by die kerk, is dit, ek druk myself in die rooi in die boonste kategorie in. Want dis waar waar 'n normale mens, waar ek normaalweg met 'n preek in die normale fase sou gewees het, met hoë energie, is dit nou, daardie selfde energie, word so vinnig verbruik soos as ek daar in die rooi is. So tussen mense, preek, vreet energie so asof ek 'n marathon hardloop, nie asof ek net normaal funksioneer nie. Dis hoe dit nou by my is. En daarna moet ek weghardloop. So okay, dis die klop. Ek gaan nie eens 'n lys noem van al die simptome nie. Dis net so 'n lang lys. Maar die ergste is kliere wat swel en seer raak, my kop wat verskriklik begin pyn en deurmekaar raak en dit voel of hier 'n stofsuier hier bo my kop ingepluk word en net alle gedagtes en logika en woorde wegsuig. So ek hand partykeer vir woorde. So ding wat ek voorberei het om te sê en nou is die woorde weg. Dis net hoe dit is. Hulle noem dit brain fog en dit is so, dis asof jou hele gedagtes onder 'n dik miswolk is. Gewrigspyne, moegheid en meer as moegheid, hierdie onverklaarbare uitputting wat jy kan niks doen nie. Nou ja, jammer, ek hoop sommige gaan dit insiggewend vind, ander gaan dit dalk oorbodig vind dat ek dit vertel het, maar hier is dit, maak daarmee wat julle wil. Ek hoop julle het 'n lekker dag. Ek gaan nou begin met die ander video's en hopelik later vandag dan gaan julle so 'n videoetjie kry.